Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees, so rondom die woord van die Here. Ons is dankbaar dat ons die nuwe maand ook kan begin in sy naam. En ek wil u vanmôre groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 299. Daar staan: O my Vader, neem my, maak my rein en heilig, nederig skoon, bring my daagliks tot u nader, na u voetbank voor die troon. O my Heiland, was my, vul my met u liefde bovenal. Dan skyn niks my van u kruis nie, bring geen afgod my ten val. Die derde vers sê: Heilige Gees, oortrek my, oortuig my, skyn op my o lewensson. Lei, bewaar my, bring my veilig by die ewige lewensbron. So pragtige lied, vriende. En maak dit die gebed van jou hart, en ek maak dit die gebed van my hart, hier aan die begin van 'n nuwe maand. O my Vader, neem my, maak my meer soos ons Here Jesus. Nederig en skoon, bring my daagliks tot u nader. En dan, baie belangrik, Heilige Gees, oortuig my. Die Bybel sê die Heilige Gees is gestuur om ons te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, om ons te lei in die volle waarheid. En mag hierdie pragtige Halleluja lied ook vir ons belangrik wees, en mag dit ook vir ons soos 'n daaglikse gebed wees, Here, dat u my nader sal trek na u self, dat u my sal reinig en heilig om meer te word soos ons Here Jesus Christus, meer bruikbaar in u koninkryk en in u diens tot u eer. Ons gaan vanmôre aangaan met Spreuke. Ons gaan vers 7 tot vers 10 hanteer van Spreuke 27. Vers 7 sê: 'n versadigde siel vertrap die hengende stroop, maar vir 'n hongerige siel is alles wat bitter is soet. Nou, ek het vir u gesê, ek raadpleeg sommige ander vertalings ook, kommentare, ek lees na, dis die eerste keer dat ek deur die boek Spreuke werk, so vers vir vers, so dit is vir my ook 'n ontdekkingsreis, en ek bid dat die Here u sal seën. Maar een van die vertalings sê, as jy genoeg geëet het, is selfs heuning nie meer lekker nie. As jy honger is, smaak selfs 'n bitter ding soet. Ek het 'n bietjie gaan navorsing doen en bietjie gaan lees, en vriende, dit gaan nie net so seer oor die gedagte, as ek genoeg heuning geëet het, smaak dit nie meer lekker nie. Hierdie gedagte gaan oor baie meer as dit. Dink maar by jouself as jy verskillende tipes heuning proe. Is baie lekker en is baie heerlik om hierdie heuning te eet. Maar as jy genoeg van heuning gehad het, proe dit naderhand vir jou sleg en jy sê ek wil nie meer hê nie. Vir 'n hongerpersoon is selfs 'n bitter ding soet. 'n Hongerpersoon sal enige iets eet, waarom hy wil sy honger stil. En die gedagte wat hier na vore kom is, vir 'n ryk mens is 'n geskenk eintlik niks seggend nie. Hoe meer jy het, as jy nog iets bykry, is dit vir jou, ag, wat is hierdie? Ek het onlangs by 'n persoon gehoor, wanneer daar geskenke gegee word aan 'n ryk man, dan sê hulle, ag, ek kan hierdie goed vir myself gekoop het. Waarom gee die mense vir my hierdie sinnelose goed? En dis presies die gedagte. 'n Ryk mens, iemand wat baie het, is iemand wat dit wat hy nog bykry, eintlik half gering ag. Maar iemand wat baie min het, as jy vir hom die geringste en die kleinste van geskenkie gee, is hy dankbaar daaroor. En mag u en ek dankbare mense wees. Al het die Here ons geseën met baie. As iemand miskien vir my ou pakkie droewors gee, dat ek dankbaar sal wees daaroor. As hulle miskien vir my 'n muffin of 2 bak en in 'n bakkie sit, dat daar dankbaarheid in my hart sal wees. Waarom? Want vriende, God wek mense op om vir ons te gee. En ons verdien dit nie. Mag daar 'n dankbare hart in ons siele wees. Mag daar 'n dankbare hart wees om te ervaar en te ontvang dit wat die Here uit genade ook aan my skenk. Die volgende vers sê in vers 8, soos 'n voël wat ver van sy nes af rondvlieg, soos 'n man wat ver van sy tuisplek af rondswerwe. Ek het by myself gedink, wat beteken hierdie vers? En in my navorsing, ek lees gou vir u, wat sê een van die vertalings? Soos 'n voël wat sy nes net so los, soos 'n man wat sy gesin in die steek laat. Dit was my so treffend toe ek dit lees. Want vriende, dis presies waaroor dit gaan. Ons as mans het die verantwoordelikheid om ons vrou en ons kinders te versorg. Ons kan nie, wanneer dinge moeilik raak, die hasepad inslaan nie. Ons kan nie die hasepad kies en weghardloop en sê, ek is moeg vir hierdie verantwoordelikheid, ek is moeg vir my vrou, ek is moeg vir my kinders, ek is moeg vir al hierdie stres, ek wil weer 'n losman wees en ek wil doen wat ek graag wil doen. Nee, die Bybel sê vir ons baie duidelik, vriende, dat ons dit nie kan doen nie. Ons kan nie ons gesin in die steek laat nie. Ons kan nie net wegvlug van ons verantwoordelikhede nie. God het ons vir hierdie taak geroep, vir hierdie tyd, vir hierdie verantwoordelikhede. Kom ons kom dit na in die krag van die Heilige Gees, deur die wysheid van God, in die spandering van ons fondse, in die versorging van ons gesin en in die liefde wat ons vir ons vrou gee. Vers 9 sê, olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie welgemeene raad. Een van die vertalings sê, reukolie en wierook is iets om te geniet, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. Dis so mooi. Vriende, in die tyd van die volk Israel en selfs by die tempeldiens en verskillende aanbiddings of aanbidding rituele wat daar was
reukolie en wierook gebruik. Ons dink aan die vrou wat Jesus sy hoof gesalf het en sy voete gesalf het met daardie kosbare nardesalf, die reuk wat het afgegeet in die huis, die wierook reuk. Dis iets om te geniet, dit ruik lekker en ons almal hou van 'n lekker reuk. Vriende, enige een van ons sal eerder by 'n lekker bottel parfuum gaan stop en daaraan ruik voor ons by 'n swart sak gaan staan en daaraan ruik, net om vir u daardie gedagte deur te gee. Nou sê die Bybel vir ons, maar die genot van vriendskap lê in die raad wat jy kry. 'n Ware vriend gee raad aan 'n ander vriend. Hy's nie beterwetig nie, hy dink nie hy weet alles nie, maar hy gee raad in die liefde van die Here tot opbouing van sy vriend. En dit, vriende, is soos reukolie en soos wierook. Dis aangenaam, dis wonderlik en dis kosbaar. Die laaste versie van vanmôre vind ons daar in vers 10. Moenie jou vriend en die vriend van jou vader verlaat nie. En kom nie in die huis van jou broer op die dag van jou teëspoed nie. 'n Buurman wat naby is beter as 'n broer wat ver is. Wat wil hierdie vers vir ons leer? In 'n ander vertaling sê net eenvoudig, moenie by 'n vriend wat al jou pa se vriend was, verbygaan na jou broer se huis toe nie, as dit met jou moeilik gaan nie. 'n Buurman wat naby is meer werd as 'n broer wat ver is. Vriende, as die moeilikheid kom, help dit nie jy het 'n broer in Nieu-Seeland of in Kanada of in Amerika of as jy in die Kaap bly in Gauteng of andersom nie. Daardie buurman wat jou pa se vriend was en miskien jou oupa se vriend was, gaan na hom toe en in hierdie tyd van nood kan hy ook vir jou bystaan. Wanneer dit moeilik raak, kan hy vir jou ook bystand verleen. In moeilikheid kan hy vir jou ook 'n uitkoms bied. En wat dit eenvoudig vir ons beteken is, moenie vriendskapsbande verbreek nie. As daardie bure van jou al vriende vir baie jare van jou oupa en jou pa en van jou familie was, moenie daardie vriendskapsbande verbreek deur beterwetigheid of dat jy 'n gesindheid openbaar of dink jy weet beter as almal nie. Koester dit en weet in die tyd van nood sal hulle jou bystaan en sal hulle vir jou dan ook tot hulp wees en sal hulle vir jou kan ondersteun ook in moeilike tye. Dit geld vir my en vir jou en ek het al baie hierdie verhaal gehoor van boere, veral boere, hoe hulle geslagte op plase is en hoe die bure dan vriende van mekaar raak en wanneer die nood daar is, dan is daar vinnige radio wat hy optel en hy roep die buurman langs en sê, is 'n probleem by my, is 'n brand of is miskien diefstal wat plaasvind of een of ander iets en onmiddellik kom hierdie manne saam en hulle help mekaar. En so sê die Bybel vir ons, is dit ook belangrik om te sien dat 'n buurman wat naby is beter as 'n broer wat ver is. Mag jy en ek ook vriendskapsbande koester. Mag ons dit sien as uit die hand van die Here en mag ons die Here in alles verheerlik. Vriende, baie groete vir u, baie seën vir die week en laat u lig skyn so vir die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en Vader in die hemel verheerlik. Mooi dag verder, tada.